Goeiemôre. Jy luister na oordenking 101 in die reeks Die Goeie Lewe. Ons praat vanoggend weer oor die tema die groot inkwisiteur. Wat ons op die oomblik doen in hierdie laaste gedeelte van hierdie reeks wat Vrydag tot 'n einde kom, is om na te dink oor die goeie lewe en hoe dit in verhouding staan met pyn en lyding wat daar in die wêreld is. Sommige mense sal beweer dat die goeie lewe nie moontlik is solank daar pyn en lyding in die wêreld is nie of in jou eie lewe is nie. Dink maar aan die prediker wat sê, dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die dae van teenspoed kom en jare aanbreek waarvan jy sal sê, vir my is daar geen vreugde in nie. Dan is daar 'n perspektief in geloof wat sê, die goeie lewe sluit nie pyn en lyding uit nie. Daar is natuurlik 'n magdom perspektiewe oor hoe die goeie lewe steeds moontlik is te midde van lyding. Een persoon wat so 'n mening gehuldig het, was Viktor Frankl, waaroor ons vroeër gepraat het. Wat gesê het dat selfs in die gevangenskap van Auschwitz kan 'n mens steeds sin in lyding ervaar. Vir hom is die goeie lewe 'n sinvolle lewe. Nie noodwendig gevul met vreugde of geluk in die sin van jy is laf en blymoedig nie, maar 'n diepere gevoel van vreugde, 'n diepere gevoel van geborgenheid, soos Paulus daaroor gepraat het. Frankl het geskryf dat die mens sin kan maak uit lyding, omdat hulle alles van jou kan wegneem. Jou eiendom, jou geliefdes, die klere aan jou lyf, en selfs jou naam wegvat en vir jou nommer gee, soos hy en ander gevangenes in Auschwitz ervaar het. En steeds het jy 'n laaste besitting wat niemand van jou weg kan neem nie, en dit is om 'n keuse te maak met hoe jy op jou omstandighede reageer. Frankl het gesê, julle kan aan my doen net wat julle wil, hoe ek daaroor voel, hoe ek daarop reageer, sal ek self besluit. Daardie vryheid lê in myself. Dit is natuurlik 'n brandpunt in die gesprek oor lyding in hierdie lewe. Een van die kernargumente van ateïste is dat onskuldige mense op aarde ly. As daar dan 'n liefdevolle en almagtige God is, waarom gryp hierdie God nie in en keer hierdie verskriklikhede nie? Gelowiges reageer op hierdie kritiek deur te wys op menslike vryheid. Dat God 'n keuse by die skepping gemaak het om aan die mens vryheid te gee. Vryheid om te kies. Wat is die alternatief? Dat God ons geprogrammeer het om hom lief te hê, gehoorsaam te wees en sy gebooie na te kom, selfs al sou ons nie wou nie? Sou dit dan liefde wees, wanneer liefde op ons afgedwing is? God het ons in vryheid geskape met die keuse om hom lief te hê. Ja, selfs te haat. Om genesing en heling na hierdie wêreld toe te bring, of te moor. Dis juist daardie vryheid, die vermoë wat God aan die mens gegee het om te kan kies, wat die tema is, een van die temas is, in Dostojewski se boek, Die broers Karamazov. Want Ivan, die middelste broer, die agnostikus, sê ja, daar is sekere God, maar God is ver weg en maak geen verskil in hierdie wêreld nie. Vertel aan Alyosha, sy jonger monnikbroer, dat hy vir hom 'n gelykenis wil vertel. Ja, is nie 'n storie wat regtig gebeur het nie, maar in hoe hy dit vertel, sê hy dit dra meer waarheid as feite. Sy gelykenis speel af in die 1500s tydens die groot Spaanse inkwisisie. Dit was die tyd toe die Katolieke konings van Spanje die Jode en die moslems vervolg het. Toe hulle voor 'n keuse gestel is, of julle glo of ons ban julle uit die land uit. Die verloop van gebeure het baie vinnig in chaos ontaard. En baie van die Jode en moslems wat nie weggekom het nie, of nie betyds nie, of nie wou gaan nie, is uiteindelik op die brandstapel vermoor. Baie van hulle is gedwing om tot die Christelike geloof te bekeer.
Honderde duisende mense het tot bekering gekom wat nie regtig wou nie. En toe het dit erger geword, want selfs gelowiges, wat verdink is daarvan dat hulle dwaalleer verkondig het, is uiteindelik in onregverdige verhore veroordeel en ook hulle het op die brandstapels gesterf. Duisende is vermoor, miljoene is vervolg. Dis 'n verskriklike donker tyd in die kerkgeskiedenis. En dan sê Ivan in sy gelykenis dat Jesus terugkeer aarde toe, juis op 'n gewone dag in Sevilla, waar die vorige dag 100 mense op die brandstapel gesterf het. Terwyl Jesus deur die strate loop, herken mense hom. Hulle stroom na hom toe. Jesus begin weer genees, vertroos, bring lewe waar daar dood was. Maar dan verskyn 'n ander figuur. Die groot inkwisiteur kom aangestap oor die plein, 'n magtige kerkleier, die bewaarder van orde en ortodoksie. Sonder huiwering beveel hy sy soldate om Jesus in hegtenis te neem. En hulle laat hom opsluit in 'n klein donker sel. Daardie nag kom die inkwisiteur na hom toe. Hy sluit die deur agter hom en begin met Jesus praat. Dan begin hy Jesus verwyd vir wat hy in die woestyn gedoen het. Dat hy nee gesê het vir mag, vir brood en vir wonderwerke. Nee vir die versoekings van die Satan. Het hy maar net ja gesê, dan die koninkryk van die wêreld aan ons behoort. Ja gesê vir brood, dan sou ons nie in die sweet van ons aangesig dit hoef te verdien nie, dan sou mense nie doodgaan van die honger nie. Ja gesê het vir 'n wonderwerk, want dan kon ons dit as voorwaarde stel om te glo. Dit, sê die groot inkwisiteur, was 'n fout. Daar het Jesus die mens gefaal. Want vryheid is 'n las, te swaar om te dra. Jesus het te veel van die mens verwag. Vryheid om die goed te kies te midde van al hierdie kwaad, vir 'n swak mens om soos Christus te wees, dis onbillik en onmenslik. Hy verklaar dan dat dit geen daad van liefde teenoor die mensdom is nie, maar om eerder vir die mens te kon sê, jy kan nie, jy is te swak, jy kan nie 'n vrye wil hê nie. Dis nie liefde nie, dis 'n meelsteen om die mens se nek. Fyodor Dostojewski het hiermee 'n komplekse teologiese saak in die oop te gebring, naamlik die van menslike vryheid. Met sulke aanklagte lok die inkwisiteur Jesus uit en daag hom uit om te antwoord. Maar Jesus staan op sonder om 'n woord te sê en hy soen hom in 'n daad wat die verraad van Judas omkeer. Jesus voer nie debat met hom hieroor nie, maar sy antwoord lê in sy daad van liefde. God het nie 'n fout gemaak deur ons in vryheid te skape nie, en Jesus het nie gekom om ons vryheid te ontneem nie. Selfs nie toe die mensdom hom in die vryheid van keuse aan die kruis vasgeslaan het nie. Jesus kom as die Christus steeds na ons toe, na die wêreld toe, en keer ons verraad om, sonder dwang, sonder geweld, met die liefdevolle uitnodiging om hom te volg en daarin die lewe te vind. Daardeur gee ons nie ons vryheid op nie, maar vind ons volmaakte vryheid in God se wil. En wanneer ons hom volg om al meer soos hy te word, stuur hy ons die wêreld in. Want die mens is in vryheid geskep, vry om te volg, vry om te rebelleer, vry om lief te hê, vry om te haat. Dit bly ons keuse. Maar dit is die liefdevolle daad wat God gedoen het, om vir ons vryheid te gee. Toe Ivan klaar die gelykenis vertel het aan sy broer, en uitdagend vir hom vra, hoe reageer jy op hierdie aanklagte? Het Alyosha opgestaan, en sy broer 'n soen gegee. Ons gebed vanmôre kom uit die Groot Gebedeboek en is 'n gebed van Dietrich Bonhoeffer wat op die 9de April 1945 met sy lewe geboet het omdat hy opgestaan het teen Hitler. Vader in die hemel,
Vroeg in die môre roep ek tot U. Gee my woorde om met U te praat. Help my om my verwarde gedagtes by U te bepaal. Ek kan nie op my eie bid nie, Here. In my is daar donkerte, by U is daar lig. Ek is eensaam. U verlaat my nooit nie. Ek voel nietig en bang. U laat my nooit alleen nie. Ek is rusteloos. By U is daar vrede. Ek vind bitterheid in my hart. U leer my geduld. U weë is vir my onbegryplik. U alleen ken die pad waarop ek gaan. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.